Goeiemorgen, kom ons staan. Goeiemorgen, geliefdes, bly jy vanmorgen in die huis van die Here, jy is op 'n goeie plek, en dit is in sy teenwoordigheid. Amen. Goeie die Here is hier vanmorgen. Ek weet hy is hier vanmorgen. Ons wil van my Vader, hy is hier. Amen. God is in this place. Welcome everyone, thank you for tuning in on Facebook. God bless you. Enjoy the service with us. I trust you will be blessed. Amen. Ja, is 'n lieflike geleentheid. En vanoggend hou ons begrafnis dieselfde tyd. Ons het 'n paar ou mense begrawe. Amen. Ek praat nie van ou mense nie, maar ek praat van ou mense in hulle verlede wat begrawe word. En dit is 'n groot voorreg. En die water het ons spesiaal koud genoeg gehou dat die Here se graf. Jy weet seker maar hy het gevries daaronder. Hy kom nie saam met jou uit. Hy bly daar. Want ons is nuwe mense in Christus Jesus. Amen. Weergebore, dier gekoop. Amen. So bly. So vanoggend baie dankie. Bly jy sien vanoggend spesiale diens, spesiale geleentheid. En ons sal vanoggend die naam van die Here groot maak. Amen. Ek wil 'n paar vrae van voor te maak gebed asseblief. Dankie pa. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmorgen na U toe, Here, met 'n dankbare hart vir die voorreg dat ons vanoggend het, Here, om as kinders van U hier by mekaar te kan kom, Here, om te kom sit aan tafel, Here, om te luister na die woord van U, Here, wat sny deur murg en been en Vader, ons moet vanmorgen met een en elkeen in hierdie plek, dat die heerlikheid van U hier in hierdie plek heers in vanmorgen, Here, en op elkeen sal kom, en dat U wil vanmorgen geskied, Here, en elkeen wat vanmorgen, Here, die stap neem om deur die water te gaan, vra Here, dat U sal seën, Here, dat die krag en die heerlikheid en die salwing van die Heilige Gees op hulle sal rus, in die naam van Jesus. Vader, ek dank, loof, prys, en dan die seën die diens, Here, seën die woord, seën die voorsang, Here, en ons eer U daarvoor in Jesus' naam. Amen. Amen. Want draai so om, jy skrik iemand se hand, dat jy nog nie skrik, en jy stap net na iemand. Jy gaan sê, welkom in die huis van die Here. Jy laat hoe lang so lang al wat groet van. Groet iemand anders sterk. Groet net iemand anders sterk. Sê welkom. Prys die Here. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory. Halleluja. Glory. Prys die grote naam van die Here. Sê, bly jy is van die Here te weet? Bly jy is nie? En ek weet die Here is bly jy is nie. Amen. Jy is op 'n goeie plek. Jy is in so 'n familie. So vanoggend geniet dit. Amen. Glory. So kom ons gaan soms maar die gang kom en gaan ons diakens vra wat ons help met die offergawe, die tiendes so môre na vore te kom en dan gaan ons op saai in die werk van die Here. Halleluja. Sal dit 'n voorreg om te kan saai. Yes, amen. Ja, amen. Prys die Here. Ja, was dit? En die staan dat jy kan sien man. Hulle staan aan die ek sien hulle nie eens ek wou nog vir hom gekom. Maar Pieter, gaan ons seën vanmôre op die offergawe en die dienste asseblief baie dankie. Maar Here, ek groet in die liefde van Jesus. Here, ons wil hier doen. Almagtige God, ons voor Here, ons hier aan die lof, Here, aanbiding vir U. Yes. Sê vir die dankie vir voordat ons vandag ook maar kom Here net op U naam te kan lof en prys Jesus. Here, ek vra ek dat die offerande sal vat vanoggend dat ons bring Here Jesus, dat die heilige grond sal val Here Jesus. Dat duisendvoudig sal groei Here Jesus. Dat is net so uit die somme sal uitbars Here Jesus. Yes. Ons wessels sal te klein wees vir die blessing wat U vir ons gaan bring Here. Ek loof en prys U onder die naam. Ek sê vir dankie vir alles wat U ons doen. Amen. Amen. Dankie Pieter. Is dit reg om die naam van die Here groot te maak? En jy weet ek kry nog kom vanoggend. Okay, so sy lank vat jy aan die warm kry, né? So as jy dan in die winkels loop of jy daar in 'n plek, 'n restaurant, en dan speel ons lekker musiek, jy weet, 'n ou wat musiek van hou se voete
naam gegee. Amen. Maar ook wat hy sê, this is the day that the Lord has made. I will rejoice at his marriage. Amen. Dit is hoe jy kan sien, door sy goede naam. Hallelujah. And if we shall
deur 'n storm. Jy gaan deur 'n situasie. Jy sal 'n moeilike tyd in die lewe. Weer vanmôre, sy maak dit hom maak. En hy is die mighty warrior. He's breaking through. He's breaking through. He's opening the door. He's place to come. You gotta shout. He goes. You gotta lift him up when he's worthy. Dit is toe Josua met die mense by die volk Jericho kom. Jy was daar nie ooit in nie. En vanoggend sê jy dink van was jy uitweg nie. Want Josua het gedoen wat die Here gesê het. En toe Josua doen wat hy sê, het sy naam groot maak. Toe hulle sê, prys die Here! Die vyand wil hê jy moet stil word. Wat jy in storms is, wil hy jou stil maak. Hy wil jou mond toemaak. Wat moet jy doen? Do not lose your praise. Do not lose your praise. Do not lose your praise. Hallelujah. Ek luister as ek is van die dame. Luister as ek is van die dame. Die vrou sê, sy word gediagnoseer met kanker. En net soos ons gewoonlik doen, dan kry ons gou mense, ons wil gou vir mense sê, bid saam met my. En mense wil vra dat al die gebedsgroepe moet sit. Toe praat die Here met haar. Hy sê nee. Net jou gebedsgroepe sit. Hy sê Here, maar wat kan ek doen? Hy sê kry jou 5 mense. Kry 5 mense. 5 mense wat glo. Sy kry daar 5 mense wat glo. En die Here sê vir haar. Hy sê, jy gaan nie my steek vir jou genesing nie. Hoor mooi. Die Here sê, jy gaan nie steek vir jou genesing nie. Jy kry daar 5 mense. En hulle gaan saam met jou die Here prys wat hy jou klaar genees. Halleluja! Daai 5 mense en die Here saam geprys. En iemand was hier staan, die kanker is dood. Halleluja! Do not lose your voice. Do not lose your praise. Do not allow the enemy to silence you. It's about to praise him. It's about to say, oh my, praise his name. He's great, he's battle, he's battle, he's more than a conqueror. I'm not losing, I'm coming out right. But he's more than glory.
liefde in die huis van die Here. Glory, glory. Wat is die grote naam? Ja. Wonderbaar. Hy is wonderbaar. Hy is wonderbaar. Wil jy dat jy storm bepaal of die Here goed is? Wil jy dat jy storm vir jou besluit? Dat jou God is nie goed om jou uit te help nie. Sê nie vir jou storm hoe groot jou God is. Sê vir jou storm hoe groot jou God is. Ek sê die Bybel sien ons hoe die Here teëgekom het, vir manne, vir vroue, amen, in moeilike situasies, hy bly getrou. Amen. Glo jy vanmôre die Here is getrou? Weet jy vanmôre hy is getrou? Ek weet dit vanmôre, amen. Ek sê dit nie net nie. Ek sê dit nie net nie. Ek het genoeg getuienisse in my lewe om te kan sê, die Here is goed. Halleluja. Prys die grote naam van die Here. Our God is good. Laat saam met my vanmôre in die woord van die Here dan Mattheus 28. Matthew chapter 28. Hallelujah. Matthew chapter 28. Wij zijn aan. En vandaag is het Sendingssondag. Hallelujah. Glory. Matthew chapter 28. Net wil jy saam mee gaan na twee baie bekende verse. En ek dink ons almal ken die verse. As jy ken, jy het definitief al gehoor. Maar hy gaan, is 'n baie belangrike gedeelte. Gister was ek in Port Elfrid gewees en daar gaan opleiding doen saam met ons sentrale distrik, bietjie gesels en gedeel met hulle daar. En juist gepraat oor die belangrike eienskap of aspek van disipelmaking. En toe 'n bietjie statistieke gedeel en ek sal dit eendag in 'n diens of so 'n bietjie deel met u ook dat jy daar die inligting kan hê en sien. En een ding wat baie belangrik is vir ons te besef vandag is dat populasiegroei is vinniger as kerkgroei. Ja. As koninkryk. En dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan. Ons het nodig as kind van die Here om te moet besef dat ons moet aan die werk spring, want ons lewens wat verander word. Amen. As lewens wat van jou afhang. Sê vir iemand anders as lewens wat van jou afhang. En kan nie die jaar sê nie, maar die jaar wat John F. Kennedy, almal weet wie John F. Kennedy is. Een van Amerika se presidente. Die jaar wat John F. Kennedy assassinated is, wat hy geskiet het. En daai boodskap in 'n baie kort tyd 50% van die wêreld bereik. 50% van die wêreld. En onthou dat in daai tyd was daar nie selfone soos ons het vandag nie. Daar was nie social media soos ons het vandag nie. Daar was nie jy weet, kom ons vertel dat dit was mond. Dit was koerante, dit was daai tipe goed. En 50% van die wêreld het in 'n baie kort tyd gehoor dat John F. Kennedy was geassassineer. Wat meer shocking is dat Prinses Diana in die jaar wat sy die motorongeluk gesterf het hulle 2 weke meer geweet dat sy dood is. Kom maar, jy weet 80% van die wêreld geweet is. That's amazing. En ek en jy sê dit weet. Ons sê nou laat ek jy is weet. Hier wat weet ons het die blye boodskap. Ons het Jesus Christus. Halleluja. Ons het die antwoord vir die wêreld. Kerk hoe vinnig moet dit versprei? Dis tyd dat ons op ons fone klik. Dis tyd dat ons op ons motors klik. Dis tyd dat ons bietjie gaan beweeg in area
Amen. If you want to see a change, we got to be the change. Ons moet daai verandering leef en daai verandering wees. Ek weet dat die Here kan dit vir ons moontlik maak, maar dit hang van ons af as individu. Matteus 28 vers 19 en vers 20 is twee baie belangrike verse en hy sê die volgende, en onthou nou, hierdie is 'n opdrag wat Jesus gee. Hy sê, gaan dan heen. Hy sê, jy moet gaan. So jy gaan nie net bestraal nie. Jesus stuur hulle, nie om 'n bietjie langs die straat te gaan stap, of daar in die shopping mall te gaan loop, 'n bietjie window shopping te doen nie. Jesus stuur hulle met 'n doel. En die doel is, hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Maak disippels, sê met langs jy moet maak. Nou daai twee woorde, maak disippels, is 'n werkwoord, en dit is 'n werkwoord wat nie net vir een keer bedoel is nie, hy hou aan. So met ander woorde, hy sê, maak disippels van al die nasies. Nie net die wat ek wil nie, nie net die wat ek laat nie, van watter? Al die nasies. Amen. So ons het 'n groot verantwoordelikheid as kind van die Here, en dit is om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Hy sê, gaan dan weer maak disippels van al die nasies, en doop hulle, ons sal dit vanoggend doen, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So die ene weet ons verseker, God los jou nie. Hy sê, ek is met jou al die dae. Halleluja. Tot aan die einde van die wêreld. Prys sy grote naam. Maar daar's 'n verantwoordelikheid. Kerk, ons bestaan nie net om by mekaar te kom op 'n Sondagsdiens nie. Ons bestaan nie net om te kom en lekker te sing en dit baie lekker om die naam van die Here groot te maak. Ons bestaan om die koninkryk van God te versprei na wêreld buite wat gebroken is. Jy hoef nie baie ver te soek nie om iemand te kry wat deur 'n moeilike situasie gaan. Jy hoef glad nie ver te soek. Almal van ons, rondom ons, dis daar mense wat deur moeilike situasies gaan. En as jy dalk nie weet van iemand nie, gaan net Livingston toe, gaan net Provincial toe, gaan net Dora toe, nie ver te gaan nie. Gaan net na daai hospitaal toe. En jy sal gou agterkom, daar's baie mense wat eintlik 'n oop hart het. En hy wag vir jou om net met hom te gesels. Dis jy die aand daar kom. Nie die middag nie. Meeste mense gaan probeer die middag besoek. Maar as jy die aand daar kom, dan sal jy so hier en daar iemand sien wat by sy bed besoek het in die aand. Ander wens, hulle is vol mense. Maar as jy besoek het nie, wat 'n kosbare oomblik om net te gaan en vir iemand Jesus te gaan wys. Ja. Amen. Nie net te gaan bid, jy vir Jesus gaan wys. Jy sê vir jou, ek wil net hoor hoe gaan jy? Is jy okay? Staan. En daai persoon te bedien, want dis wat Jesus gedoen. Kind van die Here, Jesus het nie gesê wat ons kerke moet bou wat gemaklik is nie. Ons het dit, dank die Here vir 'n pragtige gebou en 'n gemaklike waar om op te sit en lekker instrumente om die naam van die Here weer groot te kan maak en dis wonderlik. Maar as jy bedoel dat ons hier so lekker kan sit nie, dis hier dat ons moet hoor, moet ontwikkel, moet groei en dan uitgaan om die wêreld wat kan rondom ons wat verlore is te gaan red. Jesus het gesê gaan. Sê nou maar in langs jou gaan. Oh, just tell the person on Facebook, you gotta go. 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 You see. Go. Ag jy net beweeg. Iemand het eendag gesê, die evangelie is slegs goeie nuus as dit betyds by mense uitkom. Ja. Jy gehoor? Die evangelie is net goeie nuus as dit betyds by iemand uitkom wat goeie nuus het. Ons moet elke dag sleg doen. Ek weet as ons vandag kyk en jou is wat met motors rondry, jy hou vandag se daar baie vinnig die petrolprys dop
En dan kom as ek 'n boodskap op en almal verwag 'n petroldaling en sê die prys verander so vinnig, ons kan dan verras word in die einde van die maand. So ons het dit op. Kind van die Here, ons het goeie nuus. Kom ons dra die goeie nuus uit. Wat is die goeie nuus? 'n Verlosser is gebore. 'n Verlosser het gesterwe op die kruis van Golgotha. Hy het in jou plek en in my plek gesterf, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed hê. So vandag word ons nie net die opdrag gegee om te gaan en disippels te maak nie. Hy gee ons 'n tweede deel van die opdrag en hy sê, wat moet jy doen? Doop hulle. Doop hulle. So vandag het ons 'n wonderlike geleentheid. Die graf is gereed. Ons het 'n paar mense vanmôre die die doopwag bevat. Amen. En wat 'n kosbare geleentheid is dit nie. 'n Openbaring, verklaring aan elkeen hier. Dat ek het Jesus Christus aangeneem as my saligmaker. Wow. Jesus het gekom om die verloordes te red. Kind van die Here, vanmôre, daar is mense wat elke dag sterf sonder Jesus Christus. Ons dink dat ek almal weet, almal het al gehoor. Jy sal verbaas wees. Hoeveel mense het dalk die naam Jesus al gehoor, maar weet nie eintlik wie hy is nie. Besluit, ons as kinders van die Here, die opdrag van Jesus voltooi. Hoe gouer ons dit doen, hoe gouer kom hy terug. Wie wil hê Jesus moet gou terugkom? Dis al mense wat verwag hy moet gou terugkom. Hy sal hy moet gou terugkom. Maar Jesus sê, hierdie evangelie moet eers verkondig word in die hele wêreld. En die evangelie van sy koninkryk moet uitgedra word. Kind van die Here, ons het daar die verantwoordelikheid. Lukas hoofstuk 19 vers 10 sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek en jy gered is, moet ons dankbaar wees. Maar ons moet nie net vir onsself worry nie. Ons moet bekommerd wees vir die een wat Jesus nie ken. En rondom ons, in ons werkplekke, in ons shopping malls, in ons familiekringe, is daar mense wat die Here nie ken nie. Kind van die Here, kom ons koop die tyd uit. Kom ons doen moeite om iemand aan Jesus bekend te stel. God se hartklop was nog altyd vir verlore mense. Amen. Altyd. Dis belangrik. So voordat daar kerk was, voordat daar denominasies was, voordat God vir Adam, of voor alles, het God vir Adam in die tuin geroep. En hy het gesê, waar is jy? Hy sê, Adam, waar is jy? Wanneer het God dit gevra? God het nie vir Adam gevra, waar is jy? Voordat Adam nie in sonde geword. Want elke keer God gekom het, was Adam daar. Adam het die werklikheid toe nie. But it was the moment that sin came in, that Adam lost his identity. Suddenly, he's not the same person that God created him to be. Sin came into his being. En Jesus Christus, ons God, hy roep na hom, hy sê, Adam, waar is jy? En Adam kry weg. Vandag is daar mense wat nog steeds wegkry. Vandag is daar mense wat ons steeds wegkry. Kyk maar, as iemand in sonde leef, en hulle weet hy is gered, hulle dak en daai. Ja, agtergekom? Ja, agtergekom? As jy gered is en iemand is in die wêreld, as jy met hulle praat, hulle sien jou kom en hulle aanval, want jy kan nie jou praat nie. Julle ken daai julle, hè? Ons ken dit, want ons deel daarmee. Ons is bewus daarvan. Vandag nog roep God mense en mense kry tot by. Iemand moet vir hulle sê, God is nie kwaad vir jou nie. Iemand moet vir hulle sê, God het jou nie afgeskryf nie. Iemand moet vir hulle sê, hey, God het jou eintlik baie lief. En hy staan met oop arms en wag vir jou om terug te kom. Iemand moet vertel. Die kerk mag nooit God se hart vir die verloordes verloor. As ons hartklop verloor, as ons verloor om uit te reik na die wat Jesus nodig het,
Waarom bestaan die kerk daar? Jesus het gesê, gaan predikante. Dis waar? Ek weet nie predikante is nie. Nee, almal. Ek net seker maar. Almal. Ek is seker dat nie in van hulle se gestuur nie. Nee, hy praat met gelowiges en hy sê gaan dan deur sy disippels. Hy sê gaan en maak disippels. Elke Christen is geroep. Jy weet dalk nie van die preekstoel af nie, maar jy kan in jou huis getuig. Ja. Jy kan in jou werk getuig. Jy kan rondom jou getuig. Daar's altyd 'n geleentheid. Jy kan bid, jy kan lief hê, jy kan dien. En jy kan jou getuienis deel. Dis kosbaar, kind van die Here. God gebruik gewone mense. Amen. Amen. Toe hy sy disippels kies. Toe kies hy nie die slimstes. Hy kies nie die rykstes nie. Hy kies gewone mense. En hy gebruik gewone mense om die wêreld om te keer. Amen. Dit beteken nie hy gebruik nie geleerdes nie. Inteendeel, Paulus was 'n baie geleerde man. Paulus het in die voete van Gamaliel geleer. 'n Fariseer onder die Fariseërs. Hy was een van die manne en Jesus roep hom. Hy verander sy lewe. So God gebruik geleerdes, maar toe hy begin te roep by die wat ander gesê het nie goed genoeg is. Vriend, vanmôre is ons hier. Iemand het gedink ek en jy is nie goed genoeg nie. Maar vandag sê jy hier, want God het jou raak gesien en God sê ek gee jou om en ek het jou lief. Amen. Wat 'n kosbare ervaring wanneer ons Jesus ontmoet. Hierdie mense gee die wêreld om. En ek en jy is deel van die vrug van hulle arbeid. Lukas 15 vers 4 tot 7. Kom ons kyk na daai skrif. Lukas 15 vers 4 tot 7. Hy sê, wat 'n man onder julle, wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. Jy gehoor, hy gaan soek daai een. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Hoor wat hy sê, God is bly oor elke een wat tot bekering kom. Amen. Wow, wat 'n groot voorreg om dit te weet en nie net te weet nie, maar om 'n aandeel daar te kan aan hê. Werklik waar, ons kan uitgaan en seker maak dat mense uit die hel uitgehaal word. Halleluja. Elke mens het ewigheidswaarde. Een siel is meer werd as al die rykdom van hierdie wêreld. Een siel. Daar is nie 'n price tag op 'n lewe nie. Amen. Kind van die Here, ek wil vir julle sê, wanneer jy met iemand deel en jy saam met iemand en jy is baie lief vir daai persoon, die dag wanneer daardie persoon nie daar is nie, maak die geld nie saak nie. Niks anders maak saak nie. Jou hart verlang na die een. Dink net hoe verlang God. Dink net hoe voel God. Want die woord sê, so lief het God, nie al die mooi mense nie. Nie al die bestes, nie al die slimstes nie. Nie die geleerdes. Hy sê, want so lief het God die wêreld, nie die gereddes, die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Elke een. Ons loop daar by iemand verby en ons dink, ja, ek gaan my asem neem met die persoon mors. God het daai eerste persoon nog steeds nie. God het daardie persoon nog steeds nie. Jy sien, God skryf daar mense af, God skryf hulle nooit af nie. Sy genade deur staan nog oop. Prys die naam van die Here. Ek is so bly vanmôre dat die deur staan oop.
Die kruis van Jesus Christus bewys die waarde van 'n siel. God lê sy lewe af, sodat jy kan red wat verlore is. Hy is bereid om te sterwe, sodat ek en jy kan lewe. Wat 'n wonderlike voorbeeld van liefde. Moet nooit die krag van God onderskat nie. Daar is nie 'n gat diep genoeg, 'n vallei diep genoeg, 'n plek te ver van God af, waar hy mense nie kan uithaal nie. Halleluja. Hy haal elke dag mense uit areas wat ek en jy nie kan dink hy haal hulle. Kon die Here by daardie persoon uitkom. Een uitnodiging, een gesprek, een gebed, een daad van liefde kan 'n lewe verander. My vriend, kom ons wees wie God ons geroep het om te wees. Dit kan iemand se ewigheid verander. Wow, 'n ewigheidsdoel. Die doop is die eerste stap van gehoorsaamheid. Nadat ek Jesus aangeneem het, dan volg ek op die doopwater. Hoekom? Want ek wil wys, ek het saam met hom gesterwe. En ek het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met Christus Jesus. En die lewe wat ek dan nou leef, wil ek soos Paulus sê, die lewe wat ek nou leef, leef ek nie uit myself nie, maar ek leef dit deur hom. Amen. Ek leef dit deur hom. Halleluja. Markus 16 en vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Die doop red ons nie, Jesus red ons. Maar die doop is ons openbare verklaring dat ons aan Christus behoort. Dit sê, ek sterf saam. Vandag leef ons van Christus lewe in ons. Vandag preek ons wat ons het ontdek wat Christus vir ons gedoen het. Ons preek wat ons glo. Vandag weet ek, en ek sê vir elke persoon hier en iemand wat kyk daar op kamera, jou sondes is vergewe. Jou sondes is oorbetaal. Amen. Is dit nie so nie? Hy het almal se sonde op hom geneem. Die sonde wat jy gedoen het, en die sonde wat jy vandag doen, en die sonde wat jy saamkaar in jou toekoms dalk nog gaan doen, het hy daarvoor betaal. Al wat ek en jy moet doen, is ons moet ons vergifnis ontvang. Ons moet dit aanvaar, dat Jesus die prys betaal het. Ons sondes is afgewas. Ons toekoms behoort nou aan Christus. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, weet dit, dat wanneer jy jou voor die mense Jesus bely, sê God sal hy jou naam ook bely. Amen. Halleluja. Kind van die Here, belangrik vir ons. Die doop sê vir die wêreld, ek behoort aan Jesus. Hy is my Here. Hy is my verlosser en hy is my koning. Dis wat die doop sê. Ek verklaar dit. Ek leef nie meer nie. Ek sterf in Christus en wanneer ek uit water kom, leef ek 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Die hemel vier vandag elke persoon wat tot bekering kom. En weet jy wat? Elke dag is daar iemand wat sy lewe deur Jesus verander word. Kind van die Here, kom ons wees deel daarvan. Kom ons ryk, kom ons beweeg, kom ons maak die verskil. Lukas 5:7 sê, daar is 'n groot vreugde in die hemel oor een sondaar wat tot bekering kom. Hoor mooi daardie woorde. Ek wil nie mooi. Lukas 15:7. Het ons vandag, is dit daar? Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Jy gehoor? Daar is blydskap oor een. Daar is om die wat ons gesê het, baie jare, en ons sê nog vir tyd nie. Hy sê, millions have come, there is still room for one. There is room at the cross for you. So dink net hoe die hemel juig, dink net hoe families juig, dink net hoe die gemeente juig, dink net hoe die engele juig, maar die grootste vreugde is God se sinne. Daar is iemand wat my seun se werk wat hy kom doen het, ontvang het. Halleluja. Glory.
die prys betaal, versoening bewerk. Elke doop is 'n bewys dat Jesus steeds mense red. So ons sending het nie geëindig op die dag van Pinkster nie. Ons sending het eintlik begin op die dag van Pinkster. Vandag se doop is nie die eindpunt nie, dis die beginpunt van ons lewens in Christus Jesus, om dan disipelmakers te wees, om te gaan en te gaan vertel dat Jesus nog steeds red. Jesus sê, gaan, sê maar in land jullie moet gaan. Moenie nou ons staan die wimpie. Jesus sê vir jou, jy moet gaan. Maar dan sê vir jou, wat jy gaan doen? Jy moet disciples maak. Sê maar ons jou maak disciples. En dan, wat kon die pastoor hulle kan doop? Nee, hy sê doop hulle. En dan, leer hulle. Leer hulle. Om alles te onderhou wat ek hulle geleer. Kom ons gee hierdie opdrag. Wat Jesus ons gegee het, ons alles. Kom ons gaan wen die verlore siele. Kom ons reik uit en vertel iemand dat Jesus het jou lief. Ons wil nie net bekeerlinge maak nie. Ons wil net nog mense kry wat Jesus aanneem nie. Jesus sê, maak disciples. Maak mense wat my lewe dupliseer en hulle dupliseer. Eindelijk, sodat die koninkryk kan vermenigvuldig gered kry. Ons maak disciples. Disciples groei. Disciples dien. En disciples maak weer disciples. Eindelijk, disciples maak weer disciples. Gesonde Christene vermenigvuldig hulle self. Dis wat gaan ons gesonde Christene doen. Een gelowige bereik nog een. Een gelowige bereik nog een. Dan nog een. En nog een. En so versprei herlewe. Halleluja. So vandag 'n praktiese uitdaging met ek leer. Aan ons almal. Vandag 'n praktiese uitdaging. Vra hierdie week vir God om een persoon op jou hart te lê. Een persoon. Miskien een van jou buurman. Jou buurvrou. Miskien een van jou familielede. Miskien een van jou kollegas. Miskien nou een van jou vriende. Vra vir God om iemand op jou hart te lê. Dink jy God sal dit doen? Ja. Ek wil verseker vir julle sê, ja, hy sal dit doen. Wat moet jy doen? Begin met bid vir hulle. Daai persoon wat God aan jou bekend maak, bid vir daai persoon. Begin met gebed. Die tweede ding wat ek doen, wees lief vir hulle. Wees lief vir hulle. Halleluja. Die derde ding wat ek doen, nooi hom saam met jou kerk. Nooi hom saam met jou kerk. Amen. En die vierde ding, moenie vergeet om jou getuienis te deel nie. Moenie vergeet om te vertel wat hy vir jou gedoen het. Moenie vertel wat hy vir ander gedoen het nie. Vertel wat hy vir jou gedoen het. Wat hy vir jou gedoen het. Jy kom dalk daar in die wêreld uit. Jy is dalk vasgespan gewees. Alkoholist of 'n verslaafde of jy sal nie een van hulle soos soos ek. Een van jou is in die kerk groot geraak. Onder die banke, in die huis van die Here. Maar al slaap jy in die garage, word jy nie 'n kar nie. Ja, dis waar. Amen. Nee, jy kan elke dag in die kerk wees en ongered wees. As jy nie Jesus aanneem as jou saligmaker nie, word jy nie gered nie. My vriend, weet dit vanmôre. Kom, ons gaan en vertel iemand. Stel jou voor, jy ontdek 'n geneesmiddel wat 'n dodelike siekte kan genees. Gaan jy vir jouself hou? Nee. Ek is baie seker as jy 'n geneesmiddel ontdek wat 'n siekte, 'n gevaarlike siekte genees, sal jy graag deel met soveel mense wat jy kan. Amen. Amen. Dink dit aan. Jy het die grootste geneesmiddel vir 'n verlore siel. Daar is nie 'n ander een. Jy het die antwoord. Amen. Jy het die geneesmiddel, die een wat lewens verander, en sy naam is
Jesus. Halleluja. Nie Jesus van Mexico nie, Jesus van Nazareth. Amen. Ja, Jesus van Nazareth. Die takkie wat in die spruit opgekom het. Jesus, die redder. Stel vir jouself voor. Jy versprei daai boodskap en mense rondom jou hoor van Jesus Christus. Ons het iets baie groter as 'n geneesmiddel. Ja. Ons het iets wat ewigheidswaarde het. Dan kry jy geneesmiddel wat jou liggaam gesond maak. Toch sê die woord, ons is almal een dood verskuldig. Een dood. Hierdie liggaam gaan nie vir altyd leef nie. Hy is beperk. En jy weet, soos jy ouer word jy meer bewus van hierdie liggaam wat nie meer is soos hy was nie. Amen. Kom aan. Ons weet dit. Maar jy het nog steeds 'n antwoord. Want hier is een wat in jou woon, wat jou die ewige lewe gebring. Ja, amen. En al gaan hierdie liggaam tot niet, sal ek nie sterwe nie, maar sal ek lewe in hom, want hy het my hier gekoop. Amen. Kind van die Here vanmôre weet dit, jy het so groot antwoord en dit is tyd dat ons hierdie antwoord uitdra sodat mense kan hoor. My gebed, my hartklop vanmôre is dat hierdie VJK Algoa Park altyd bekend sal wees as 'n gemeente wat mense liefhet. Amen. Ons het mense lief, amen. Christus verkondig en disippels maak. Nuwe lewens deur die doop vier. Dis waar. Dis wat ek wil sien. Ons so brand dat ons nie sal staan of minder probeer om iemand in die hel te kry nie, maar dat ons werklik waar elke poging sal aanwend sodat mense tot inkeer kan kom. Amen. Is jy vanmôre in hierdie plek? Het jy vanmôre die woord gehoor? Of voel jy nog nie goed genoeg nie? Die Bybel sê sal mense kry wat nie gehoor steel. Vanoggend is Sending Sondag. En Sending Sondag moet ek en jy weet. Ons het 'n werk om te doen. Sê maar langs jou. It's time to start growing and make disciples. Amen. Maak disippels. Maak disippels. Dis ons werk. Dis ons verantwoordelikheid as iemand wat vir jou mag. Ek is so dankbaar dat die Here my geroep het, maar hy het nie net my geroep nie. Elkeen van ons hier. Ja, amen. Geroep om sielewenners te wees. So die koninkryk kan uitbrei en sy naam verheerlik kan word. Amen. Amen. Ek wil jy vra om die hoofd te lyk vanmôre dan wie jy is. Jou oog gesluit. Vader, ek sê vir die baie dankie vanmôre vir die voorreg. Dat ek 'n boodskap kan oordra soos my gegee het. Ek vra in hierdie oomblik dat u die naprediker van u woord sal wees. En dat hierdie woorde vanmôre nie op dowe ore geval het nie, maar vanmôre in harte ingesny het, sodat dit ons dryf word om lewens te gaan verander deur die boodskap, die evangelie wat U aan ons toe vertrou het. En ek sê vir die baie dankie daarvoor. Heilige Gees, kom en rus ons toe, maak ons bekwaam, sodat ons kan gaan en kan vertel dat Jesus nog steeds red. Ek dank U dat U lewens verander. Die lof, die eer en die aanbidding kom U toe, want waardig is U die Here om geprys te word en daar is geen een soos U. En terwyl ons hoof verbuig is en ons oë gesluit is, as jy nog nie Jesus aangeneem het as jou saligmaker nie, wil ek jou vanmôre vra daar wie jy is, wil jy nie vanoggend Jesus in jou lewe innooi nie. Dis die beste stap wat jy in jou lewe ooit kan neem. Dit is om Jesus Here van jou lewe te maak. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, hierdie is jou oomblik. En daar op Facebook, dan weet ons, as jy vanmôre besluit neem en jy wil Jesus in jou lewe innooi, wil ek jou vra, dan weet ons as dit stuur ons 'n boodskap, stuur ons jou naam, ons wil baie graag vir jou bid. En hier vanmôre in hierdie plek, as jy vanoggend besluit om nie, wil jy net van jou hand vir my lig as ek teen sê pastoor, en jy vanmôre vir my bid nie. Ek moet Jesus in my lewe innooi nie. Ek kan nie uitreik nie. Dit is nog baie om te doen. As ek jou hande sien, ons staan aan, ons sal hierdie ou kant bly hou. Want iemand gaan hoor, en iemand gaan Jesus aanneem. So vanmôre daar wie jy is, bid saam met my. Sê Here Jesus, ek kom na U toe. En ek erken
Ek is 'n sondaar. Ek vra U, vergewe my al my sonde. Was my met die kosbare bloed. Skryf my naam ook in die boek van die lewe. Ek glo, Jesus, U is die Here. Ek glo, God het U uit die dood opgewek en U sit nou aan die regterhand van die Vader. En die woord van God sê, as ek my hart glo en met my mond die Here Jesus bely en dat God hom uit die dood opgewek het, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Amen. Amen. Prys die Here. Dis al wat ek wil. Hierdie boodskap sal uitgaan en lewens sal verander word. Amen. Dankie pastoor. Hoe dan? Wie het dit reg? Ook hulle het dit vir ons reg. Sit gewoon die weertjie aan. Sien jy die mense wat lig het gewas? Ja, dit het dit was ook genoeg. As jy kan nie, dan is dit nie werk. Greetings to you, saints of the Most High. It's such a privilege to meet you, the Full Gospel Church of God, from Operation Mobilization. And we just want to thank you for your amazing partnership, your amazing commitment to support us and help us to advance the kingdom of God. You know, it's so exciting as we speak. What the enemy has meant for evil, God has turned it for good. The internet is a dangerous platform, but right now, literally as we speak, God is using Generation Z, Generation Alpha, and Millennials to take the digital format, the very platform of evil, and turn it as an advancement tool for God in the kingdom. You know, to smuggle Bibles into Central Asia alone is such a difficult task. But now Bibles are being downloaded in digital format, in high volumes, and the kingdom of God is expressing and advancing and touching lives. Thank you for your continuous support. Full Gospel Church, you're a great partner. Samen jullie ontstaan, dat hulle ook kom, welkom. Nou hier is die eerste kleintjie wat hulle toe weer aan die Here. So hulle weet al, ons gee nie 'n naam nie. Want soos jy gehoor het, ek al klaar die naam gelees, so julle die naam gekies. Dis 'n voorreg vanoggend. Nooit gedink nie, Nicolien, as nog 'n babatjie nie, maar God het dit so beskik. En vandag staan julle hier, deur al die drama, maar op die einde van die dag, gesonde baba. God is faithful. Kom maar, by iemand nie net die Here eer vanmorgen nie. Kom maar, sien ek vir julle reactie. Ja, hy is goed, hy is trouw, hy is kostbaar, hy antwoord. Amen. Die Here antwoord. As jy nog, as jy weer kom staan, dan jy kan kom. Die woord van die Here sê Markus hoofstuk 10, en ek wil graag hier gedeelte lees van vers 13, hy sê, en hulle die kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang, die sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. So vanoggend gaan ons vir Isaac seën.
In die naam van die Here Jesus Christus. Kerkraad, kom staan hier voor saam met my asseblief. Kom neem jou plek in. Kerkraadslede, huidige kerkraad. Strek die hande uit vorentoe en wil ons so kom en vir hulle bid. Gaan begin hier op 'n paar dae nie. Here, ons sal vir 'n paar dae nie vanmôre. Here Jesus verwys sy insig en kennis. Dat so dat jy sal kom en vir Isaac sal kan leer, Here, wat dit is om die Here te ken en die Here te dien in gees en waarheid. Dankie dat U reeds sy lewe verander het en Here, dat sy lewe ook getuig verander. En ons praat die so op sal gebruik om nog baie lewens te verander, maar spesiaal vir Isaac in die kosbare naam van Jesus Christus. Gee hom 'n gesonde, goeie en 'n lang lewe tot eer van U groot naam. En ons dankie daarvoor tot dit U kom. Ons sal so Suster Nicoline Randall vanmôre en ons vra vir mamma dat jy sal seën. Hou haar in die holte van die hand, Here. Here, ons weet vanmôre, dis nie maklik wanneer dit kom by kinders grootmaak nie. En baie keer is dit as mammas wat die meeste tyd spandeer en ons praat. Seën vir haar, doen haar aan met krag, gee haar die wysheid om so vir klein Isaac te leer wat dit is om die Here te ken en Here te dien. En dankie dat U reeds haar lewe verander het en dat sy daardie voorbeeld kan uitleef sodat Isaac ook sal weet wie Jesus is. En ons gee vir U die lof. Seën haar met 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe tot eer van U groot naam. Dan kom ons so en ons sal vir ouma. Ons laat jy sal hou in die holte van die hand. Here, ons weet ouma se 'n groot inspraak in lewens. En Here, ek wil vra so dat U vir haar die wyse woorde sal gee om so vir Isaac te leer, ook te wys om Jesus te ken en saam met hom die pad te stap. En ons sê dit in dankie vir haar lewe. Seën haar, Here, en gee haar 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe en soveel boetas. Here, ou boetas vandag wat hier is en ons salf hulle vanmôre in die kosbare naam van Jesus. En Here, dat hulle ook sal help. Ag Here, Isaac kan na hulle toe kyk en Isaac kan praat soos hulle praat en Isaac kan doen soos hulle doen. En Here, mag hulle voorbeelde vir Isaac wees, 'n pragtige getuienis van wie Jesus is. Seën hulle met liefde, seën hulle, Here, met goeie en gesonde lewens. Ons gebed en ons eer U daarvoor. En dan kom ons vanmôre en ons sal vir klein Isaac met olie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons lê ons hande op hierdie klein en so pragtige jong seun. Vader, ons vra vandag, hou hom in die holte van die hand. Mag Isaac, Here, op 'n vroeë ouderdom reeds weet wie Jesus is. Here, ek vra nie net kennis van die kop nie, maar mag hy ontmoetings hê. Here, sy groot visioene sien en openbarings wat U kry, sodat hy 'n getuie van U sal wees, dat mense van 'n jong ouderdom af sal hoor, dat hierdie jong man met Jesus Christus in sy lewe. Ek dank U daarvoor nou, Here, seën hom met 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe. En Here, mag sy hande geseënd wees, dat alles wat hy doen, alles wat hy aanvat sal geseënd wees, dat dit suksesvol sal wees. Rig sy weer, soos die woord sê, the steps of the righteous are ordered by God. Rig sy weer, Here, in U voetstappe en ons dank U daarvoor. Maak hom 'n instrument wat baie vir die koninkryk sal wen en ons dank U daarvoor in die groot naam van Jesus Christus. En ons kanselleer elke plan en strategie van die vyand oor sy lewe en ons verklaar dat hy 'n goddelike destiny en dat daardie destiny in vervulling sal kom en ons eer U daarvoor tot dit kom. Seën hom met 'n goeie, gesonde en 'n lang lewe tot eer van U naam. En ons sê vir U dankie daarvoor tot dit U kom. Amen. Amen. Geef hulle 'n lekker handklap. Dit was 'n groot daarby. Ja, baie geluk daarin. Jong manne. Nicoline. Pragtig, is lekker, so soet nog is net. Seën, baie geluk julle. Kom kerkraad, sê vir hulle geluk.
Ja, dis terug aan my. As sy. Maar ons gaan die volgende persoon nooi om na vorentoe te kom. En dit is dan natuurlik nou Suster Johanna Donker om na vore te waak. Suster Johanna, daar sy. Kom vorentoe. Zanita Nel. Amper sit aan julle naam. Daar sy mag hy. Dianu Randall. Tannie Mary Swart. Ek is al hier voor die bank kom sit, die voorbeeld die daar voor baie bank sit. Sy nader kom sy kan so lank staan nie. Ricardo van Wyk, ek weet dit daar, en ook sy vroukie Rosanne van Wyk. En dan Rudy Vermaak. En Vanessa Vermaak. As hy. Los is staan. As dit reg. Rudy en Vanessa staan, julle staan nie meer in daai. As Sy wil staan. sy wil staan, sy is vast. Sy loop ver. As sy. Dis 'n groot voorreg vanmôre. 'n Pragtige groepie mense wat Jesus liefhet, né? Julle weet Jesus lief? Ja, nee, Jesus lief. Dis altyd 'n voorreg wanneer ons kom en ons sê vandag is dit my voorreg. Nou nie almal word gedoop vandag nie. Nie almal nie. Rudy, Vanessa en Tannie Mary, hulle is al gedoop. So, ons gaan nie hulle vandag nie doop, hulle is klaar begrawe, maar hulle sê, hulle wil graag by hierdie gemeente aansluit. Hulle wil graag nuwe lidmaat word. En ek weet, die Here gaan hulle gebruik, instrumente om 'n verskil te maak. So baie welkom Rudy, Vanessa, Tannie Mary, baie welkom by ons by Volle Evangelie Kerk. Ons is bly dat julle besluit het om weer by hierdie huis aan te sluit en hier is altyd werk om te doen. Amen. Is julle bly julle is hier vandag? Amen. Amen. Kyk dan was julle. Julle moet nou staan hoor. So vanmôre gaan ons hulle sertifikaat gee wat verby die staan. Verby staan hierso. Ruben is ons man wat ons opleiding doen. Hy werk die ouens deur ons lidmaatskap klas en hy vat hulle deur klas 201 en vandag is dit 'n voorreg dat ons vir hulle kan ook sertifikate gee vir die klasse wat hulle voltooi. Klas 101 en klas 201, Rudy en Vanessa, so baie geluk, dankie Ruben, en jy kan vir hulle oorhandig vanmôre hierdie twee sertifikate, klas 101 en 201 vir Rudy. En dan hierdie is dan Vanessa se twee. Ja, ons sê baie geluk. Rudy, Vanessa, Amen. En dan natuurlik lidmaatskap. Rudy. Baie welkom by die Volle Evangelie Kerk Algemeen Park. Vanessa, baie welkom by die Volle Evangelie Kerk en Tannie Mary. Baie welkom. Jy sê my klaar. Baie welkom. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. En dan het ons ook saam met hulle vanmôre. Vader, ons kom en ons wil net vir hulle sê, baie welkom en dankie dat U dit bygevoeg het in hierdie gemeente. En Here, ons weet dat elkeen van hulle is dan 'n deel van die liggaam en die liggaam het 'n werk om te doen. En Here, bid ons vanmôre dat U op hulle sal rus en sal lei deur die Gees en Here, dat hulle sal werk soos U dit op hulle hart lê om te doen, sodat die koninkryk van U daarby kan baat vind. En ons bring U die lof, die eer en die aanbidding. En ons loof U vir dit wat U doen. Al die eer kom U toe, Here. Amen. Amen.
bless. Dankie julle. Hoor die kerk laat julle kan van geluk sê, skies staan. Kerk laat sê vir hierdie 3 geluk. En dan kom ons by die ander uit vanmôre. Amen. Dankie julle. Het julle foto van hulle geneem? Het julle 'n mooi foto gekry van hulle 3? Wag, tannie Mary moet terugkom eers. Sy eers het die beide staan vir 'n mooi fotootjie op man. Hy sê so ver geloop dat hy sal nie terugpak nie. Ons sag nie vir 'n foto tannie, ons wil daarom ook 'n foto hê, né? Hoe mooi is dit? Staan net so langs en jy moet kry. Ek vir Melissa, sy gaan mooi smile. Chee. Dankie Melissa. Dankie julle. Net soos hierdie pragtige mense, 5 van hulle wat vanoggend die Here Jesus deur die doopwater val. So, ek wil vir julle eers 'n baie belangrike vraag vra. Is dit julle getuienis dat julle die Here Jesus aangeneem het as julle persoonlike saligmaker? As dit so is, sê vir my ja of nee. Ja. Amen. Het julle dit gehoor? Hulle sê ja. Okay. En dan die tweede belangrike vraag vanoggend. Is dit julle begeerte om die Here Jesus Christus deur die doopwater te volg vanmôre? Wat antwoord jy? Ja, hulle wil. So vanmôre is so groot voorreg om te weet dat vanoggend doop ons nie die doop van bekering nie ons doop soos Jesus wil hê ons moet gedoop word. Ons kry 'n nuwe identiteit in hom. Amen. En is 'n getuienis vir elkeen hierso vanmôre om te kan sê ek het Jesus aangeneem. En daarom is dit so belangrik vir ons ook dat ons moet weet wanneer ons hier uitstap, stop my Christelike lewe nie. Nee, inteendeel, dis daar buite eintlik waar ek nog meer moet leef soos wat ander Christus in my kan sien. Want onthou, ek verteenwoordig nou nie net Jesus nie, ek verteenwoordig ook hierdie huis. Amen. So wanneer ons hier uitstap, die voorbeeld wat ons gee, is wat ander raak sien en dis wat hulle dink van Jesus en ook dink aan ons huis. So vanmôre is 'n voorreg en ek wil dan so kom en ek wil graag dan vir hulle het almal klas 101 en klas 201 gedoen. Jy moet saam met staan met so jy moet vas so dis 'n klomp hierso. Broer Pyn het weer eens vir ons gehelp met hierdie klasse en vanmôre is dit 'n groot voorreg. Dan Johanna, hoe oud is dan Johanna nou? Sy's 80 jaar oud. En sy gaan vanmôre deur die doopwater. Oh, wat ek gee vir haar 'n lekker hande klap. Jy kan nie oud wees nie, jy kan nie te oud wees nie. Is 'n groot voorreg. Dan Johanna, baie opsig is jy daar met my val te daai long. As dit staan net hier so van die werk. En natuurlik dan is dit doopsertifikaat en lidmaatskapsertifikaat. Dan sê ek moet baie welkom hier so ons familie. Ek weet jy voel al lank aan tuis. Lekker hier. Baie dankie. Zenita, Ruben, ons jong dame. Wat is voor? Hoe aan kan jy dit nie foto jy moet so staan as moet kyk. Mooi kyk YouTube. Kamera. Mama kan sien nie. Pragtige jong dame hier rooi kop van ons huis. Ons raak baie lief vir hulle. Is dit nie so net? Zenita, baie geluk met jou stap vanmôre om Jesus deur die doopwater te volg en ook so vir hierdie gemeente deel te wees. Dis al lankal hier so weer, maar nou is jy amptelik. Gelisensieer hierdie plek. Diano. Hierdie jong man, nog 'n jong man, klas 101 en klas 201 van 2 en Ruben weer gestap en wat 'n voorreg vanmôre. Ek het mooi net die kursus sê. Diano, welkom.
vandag geluk ook in die stap om die Here die doopkant te vervolg. Baie geluk, trots op jou jongman. Jy het al soveel gegroei van waar jy geken het, jy net so klein was. Kyk was jy vandag. Wow, trots op jou, né? Hou aan julle jong mense. Assa. Rosanne, klas 101 en 201. Assa. En dan Rosanne se doop en lidmaatskap in Kaap. Baie geluk Rosanne en ek weet hulle gaan 'n groot impak maak in die koninkryk. Die Here het vir julle gestuur vir 'n doel. Amen. Trots op julle. Hou so aan. Ricardo, jy maar ook klas 101, klas 201 voltooi. Baie geluk Ricardo. En dan ook jou doopsertifikaat en jou lidmaatskapsertifikaat. Ons reik uit ons hand na jou toe. Sê baie welkom hier by ons en geestelik. Ek kan net sê jy het mooi gegroei al in hierdie kort tydjie, né? En ek glo julle albei. Ek glo die pad vorentoe lyk mooi. En as ons so saam stap, gaan julle groot dinge doen, né? Trots op julle. Bly julle is hier by ons gemeente. Ja. Dis die hoe man moet praat. Saam gaan ons meer doen. Amen. Geef hulle ook 'n lekker ander klap afsluit met môre. Kerk het nog 'n leksie ook. Baie geluk sê. En dan gaan ons nou weer die span sê om gou reg te maak. Die dames in daai kant se bidkamer, die manne hierdie kant se bidkamer. Dis julle regterkant, dames julle linkerkant. Baie dankie. Dan moet jy ons gou help. Ons net skuif hierso. Kan ons nog die drome skuif julle? Kan ons hulle vra net om almal hier te staan voor julle loop, want ons het 'n mooi foto van almal sou kry. Kom staan gou die kerk aan hier hoopie, sien nie, gou. Staan net so agter ons het so mooi foto saam met hulle kry. Was Rudy en Vanessa? Rudy en Vanessa kom julle ook tot die Mary. Kom staan gou. Ons hulle almal in kry ons in die foto man. Ja. Ons staan hier so. So die staan. Ja, ben je jong van, man. Je bent jong van. Dat je weer eens vandaag geschreven zit. Geef afspreek voor de. Was er niet zo? Ze wil zo. Echt toch? Oké, Brissel. Dat is een zaak. Op zo in dat. Kijk, daar is die camera. Cheese! Wil je krijgen allemaal? Dat is het. Wees die Heer, baie dankie, hè? Geef so my julle sertifikaat of iemand wil dit vir te hou. Dat hulle nie gaan na die badkamer en dan trek of so nie. Kan jy waar wil jy sertifikaat toeskryf of vir iemand op die kamer? Wat is dit? Okay, kom maar eens. Dan kan jy klaar maak. As Hier zijn we heel jongens. Ja. We zijn niet te hier. Dus hoor ik dat zien in doorpakt. Dat willen we gereed maken. Dit is ons een groot voorrecht. Wat zeg je? Zo vanochtend, na afloop van hierdie dienst. Vanochtend moet je niet haastig wees om mijn spaarknopie. Daar in die zaal het ons heerlijke sop. Je krijgt ons een koud, lekker kopje sop. Om drink 'n soppie saam met ons. Kom kuier net so 'n bietjie gesels, net so 'n bietjie. Kry 'n broodjie daar. Ons het gou eten gemaak en ons wil jou uitnooi. Kom spandeer net daai tyd saam met ons so 'n bietjie vanoggend. Jy hoef nie heel oggend te bly nie. Maar kom kry 'n koppie sop man. Okay, geniet dit saam met ons. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons daar ingespring het. Julle dankie vir julle help wat dit betref en ons waardeer dit. Baie dankie. Loof sy naam. As ons kan sien. Ek sou die doopmat geklim het om te doop. Hoe sê pastoor Lenny? Dis ook sy sal in die klas sit. Dis nou.
sal nou kyk of sy nog bly is op die klas. Ons sê vir Dirk en vir Cynthia, baie geluk. Het hulle huwelikserdenking vandag. Mag die Here vir julle ryklik seën en sommer nog baie mooi en geseënde jare vorentoe gee. Mag die liefde net meer blom, né? Soos ons sê. Amen. Geef hulle lekker hande klap vir môre. Baie geluk. En dan sit gou van ons die verjaarsdag op asseblief. Lawrence terwyl hulle regmaak, dan gaan ons maar deur dit ook vanmôre. Daar's 'n paar wat verjaar, ek het gesien daar so kom ons sê vir hulle ook geluk. Johan Botha vandag, ek gesien. Dis vandag. Maar ons pak op kom net. Is jy alright? Weer a technical issue. Okay. Technical issue. Weet julle wat om te doen? Restart, wat moet doen? Ja, maar dan wat zoals toen ook zo'n achterkant denken. Zeg dankie. Ons kyk gou. Onthou dan ons afkondigings vir die week wat voor ons lê natuurlik vanaand 5:00 is ons weer bymekaar, maar ons in naam van die Here groot. Volgende Sondagoggend om 9:00 is hier ons pas ons weer hier bymekaar, is ook volgende Sondag aand is ons weer bymekaar. Maandag kerkraadsvergadering, maandag kerkraadsvergadering 7:00. Dinsdag evangelisasie hier by die kerk is uit. Wat is daai? Oh ja, dankie vir my. Okay, daar is ook 'n lys agter by die rekenaar. As jy graag klas 301 wil doen en ek wil jou aanmoedig om dit te doen. As jy nou wil weet wat is jou bediening, gaan hierdie in jou help om jou bediening te ontdek. So skakel in, sit jou naam op en as jy het klaar gedoen het, voltooi het, dan ons jou ook 'n sertifikaat gee dat jy hierdie kursus voltooi het. Amen. So kom ontdek wat is jou bediening sodat jy kan uitleef in Christus Jesus. Daar agter by die rekenaar kan jy dit opsit. Okay, dan evangelisasie 6:15, Dinsdag aand en weer ons Prophetic Chosen Dance Ministry, hulle oefen 6:45, Dinsdag aand hier by die kerk en dan Woensdag gaan ons bid hier saam met ons intersessie gekombineer. Moet nou nie by die huis bly nie. Kom bid saam Woensdag aand. Ons gaan nie Maandag bid hierso nie, want ons het vergadering, maar ons gaan Woensdag aand bid. So kom skakel in, kom spandeer 'n oomblik saam met ons en ons gaan lekker intree. Amen. Donderdag Nazarenes oefen 6:30. Vrydag is dit ons jeug tussen 6 en 8. Kom op. Kind van die Here, vriend, jong mense, ons moet siele wen. So is nie net sekere se verantwoordelikheid, dis almal se verantwoordelikheid. So let's do it together. Bring jou Bybel, bring 'n Bybel saam, sê jou broer Timothy. So onthou daai ene, né? Bring jou Bybel saam. Verjaarsdag is Johan Botha vandag, Sharon de Swart vandag, Addison Davids vandag en Arthur Burger en dan natuurlik Edith Wells, dis haar verjaarsdag. Die 27ste, Jerome Williams. Die 31ste, Suster Anita Jacobs wat verjaar, daar sal sy. En Tanika de Lange wat verjaar. En ook Angela Bouwer wat verjaar. Is daar iemand wat verjaar wat ons dalk gemis het? Ons doen dit nie opsetlik gebeur, jong. Niemand lyk daarom nie so nie. So baie geluk. Elkeen wat verjaar, mag die Here vir jou ryklik seën. Mag dit 'n mooi jaar vir jou vorentoe wees. Die beste van jou lewe tot nou toe. En as die Here vertoef om te kom, die volgende jaar nog 'n beter een. Amen. Kom ons sing vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Baie geluk vir julle. Julle kom lekker die dag. Mooi. Is die Here. En dan belangrike goed wat opkom nou binnekort is die Joyous sanggroep gaan 'n lekker aand aanbied en daar is hy, 'n evening of song and worship and fellowship. Dit gaan wees die 29ste Augustus, die 6:00 aand hier by die kerk
en jy kan 'n kaartjie kry teen R20, volwassenes R10, kinders. Kom ons ondersteun hulle, kom ons nooi mense saam met ons en kom ons maak sommer 'n lekker aand saam hier in die huis van die Here. Amen. So sien julle uit daarna. Ek sien uit daarna. Gaan lekker wees, né? So kom ons join en ons geniet dit. Nie ons bussiefonds vergeet nie. Baie dankie. Kom ons vertrou die Here vir voertuig. Ons het regtig een nodig en dan ons walk for Jesus. Hierdie is 'n belangrike ene. Walk for Jesus. Die derde toe. Nie dat die ander nie belangrik is nie. Hierdie is 'n groot een, is deel van ons fondsinsameling vir ons gemeente. Ons het die almal se hulp nodig, né? Ons het 'n tyd gestel. Ons wil R150,000 bymekaar. Amen. Dankie vir almal daar. Is daar hier amens in hierdie blokkies? Amen. Come on, we can do it. I believe we can do it. Amen. Ons kan. Hulle sê as haar wil is haar werk. So come on, let's do it together. Amen. Right? So die boekies is beskikbaar. Praat met Prorean, praat met Verane en met Lily. Ja, as jy mind het reg dat jy walk vir Jesus, né? Ons moet dit vir die Here. Ja. Ek het myself gesê, ek gaan die jaar my taak stel. Julle almal, ek werk vir myself, want die werk is stil en ek self moet ek sê, ja, hoe gaan ek die jaar my eie maak wat ek wil. Yes. Ek het 'n taak vir my gestel, R10,000. En in daardie tyd, ek het reg gekry. Ek en my suster het verlede week gaan na plek toe en ek in hulle plek gesê ek vat nie meer verantwoord nie, dit is ons doen ook vir Jesus. Ek het pryse gekry vir die jaar, besig met dit. En ek het uitgeloop net te sê, die Here is lief vir julle almal. Weet jy hoe dit gevoel om in 'n wasemond te loop? Amen. Wasemond, die loop uit en jy sê net, en dan net en dan die Here is lief vir julle. Amen. As jy mindset op by sit, gaan jy dit kan reg kry en sê, Yes. vir die Here. Want hy weet jy wat die krag vir jou moet doen. Amen. Dankie sister. Wat Wat Here. Help ons. As jy dan vriende by die nasiestad en by vriendheid, gesels met Rian en bring vir ons oor, dit maak die dag net meer spesiaal. So help ons daarmee hoor. En baie dankie. Rian, julle wat die tyd insit om ons te reël. Ek weet dit is baie werk. Maar ek glo ook, dis nie die stap nie, daar is siele ook wat bereik word en die Here gaan 'n verskil maak daarin. Amen. Wat jy iets gesê het? Ja, pas dit nog vanaf. Baie vandag. Okay, so ons het 'n sponsor gekry vir 'n lekker naweek vir 2 naby see. Ons weet nog nie presies waar nie. So daar gaan 'n tracking wees vir daai persoon, so asseblief ondersteun ons. Dis R30 'n kaartjie, okay? En dankie Rhoda het 'n paar pryse en enige pryse is welkom en jou prys is nooit te klein nie. Daar is mense daar buite wat regtig nie het nie by kleinste ouetjies sal dankbaar wees voor. So moet nooit dink, al bring jy 'n blikkie Sprite, moenie dink jou prys is te klein nie. En ons doen dit vir die Here. Ons doen dit nie vir mekaar nie. Ons doen dit vir die Here. So ja, asseblief ondersteun ons en daar is nog baie pryse, maar ons sal later nader aan die tyd sal ons almal vertel wat se prysraad is. Dankie Rhoda. Amen. Baie dankie broer Jan, aanweer dit. En dan wil ek sê, watch this space. Hier is 'n belangrike een. Neem kennis van hom. Ons gaan 'n hoed en biddag. Nie 'n hoed nie. 'n hoed. Ken hom net. Ons gaan 'n hoed en biddag hê. En ons het almal van u nodig. Ons het hande nodig. Ons het mense nodig. Hoekom? Want ons het sommer 'n paar ouens nodig wat net ons snaaks wees bo in die pad om aandag te trek. Dat hulle weet waar hulle gaan om gaan gebid voor te word. Okay. En ons gaan net 'n kort tydjie spandeer met iemand. Ons gaan net vir hulle vra, wat het jy versoek? Moet ons vir jou intree? Bid ons sommer net daar saam met die persoon. So ons soek mense wat saam met ons kan bid en amper so kom in die helfte. So onthou, die geleentheid gaan 'n groot geleentheid wees, maar dit is 'n uitreikaksie en ons wil verskil maak. Ons het nodig dat mense moet weet, dis mense wat vir hulle lief is en omgee. Want mense gaan deur storms, maar dit is nie iemand wat vir hulle kan bid nie. En ons sê ons is die liggaam van Christus. So onthou, ons gaan nog vir die datum laat weet,
maar nou al, berei voor, en bid saam met ons, dit gaan 'n lieflike tyd wees, en ek weet die Here gaan ons ook seën, hulle gesels is ook waar broer By na agter, ek kan met broer By praat, ons klip 60, hulle beplan weer hulle bingo middag, op die 5de September, kontak vir broer Christo, en suster Linda ook daaroor, van 'n lieflike dag saam wees, so kom ons kuier en geniet dit ook saam met hulle, né? Amen. Sal nog iets sê? Ons blesbokse, ons gaan by hom kom na die doop. Dankie. Maar die Vrouedag, dankie pastoor Lindy, ja, ek vergeet ek die Vrouedag. Die 8 Augustus, dis die Saterdag, né? Die Saterdag, die 8 Augustus, is dit Vrouedag, en hulle het 'n lieflike geleentheid gereël, en ons wil ons dames uitnooi, al die dames, kom, maak 'n punt daarvan. Ek weet, ons kan altyd sê, Algoa Park, ja, ons is trots op julle, julle is altyd daar. Gaan 'n lieflike dag wees, weer eens, van feesviering, en die naam van die Here groot maak. Dit is by die Kabega Park, vol eenvoudig die kerk, waar dit aangebied word, en kom ons geniet dit saam. Daar's danse, daar's baie goed wat gebeur, en 'n bordjie eet goed. Sê, asai. Amen. So ek dink dis ons kom lees ons vandag. Amen. So ons maak nou reg, en ons wil Lindy van hier die watertjies instap. Stap vinnig. Is lekker warm, né? Die water is baie warm. Dan die jonkers aangereed, as julle wil daar staan. Marius, julle is welkom, julle kan kom nader staan. Kom ons maak dit versoek. Hai. Jy wil nou nie huis toe gaan nie, onthou nou, drink 'n soppie saam met ons. Moenie vergeet jy, ons het net gewees hier besig. Halleluja. Is dan nie oké nog? Sy gaan na jou toe sit. Daar sy. Dan kan sy daar op jou bank daar so. Ja, sit op jou bank. Pas op die vraag. Okay. Die maak nie seer nie, yes. Okay. Die slaapkans. Keerkans, as julle weet hoe gaan julle verstaan? Staan hier reg is. Asie. As ek mooi kyk, al die pas om net lekker asem kan nie, net lekker staan en asem. Jy reg, okay. Tannie Johanna Jonker, volgens jou eie belydenis dat Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mooi. Hey, baie geluk. Sê Tannie, baie geluk Tannie. Ek is op die kamera. Ek kan dit jou foto man. Daar sê Tannie kan maar uitstap hoor. Baie geluk Tannie man, trots op jou né, op 80 jaar. 80 jaar. Wow. Baie trots op haar, baie trots op haar. Ek het jou gesien. Sanita. Waar's Melanie? Wat is sy? Okay. Baie sterkte vir julle daar in die koue water hoor. Sy
Zenita Amelia Nel, volgens jou eie belydenis dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Yay, baie geluk man. Baie geluk jong dame. Ek stout jou nog asemhaal om jou die spyl van fout jou. Baie geluk Zenita, baie geluk. Janu. Jong man. So jy gaan net daai kant toe kyk met Jan. As hy. Dat is Job. Here, as ek dit kan doen, kan jy dit doen. Jy neem 'n foto hierso. Maar okay, net so die kant kan dit reg. Kyk wat hy jou doen. Moment. Haaland. Dis Haaland. Kom maar my maat. Jy skaar die water in. Dat jy die arm op mooi in die stamp in die kant hoor. Kyk hoe bietjie na jou. Dit is nie hier kan pas. Diane, Randall, volgens jou eie belydenis dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nee, ek wil terughou nie. Okay. Kyk jy wat by jou nie styf van die is. Ek moet net die asem hê. Sak net toe. Ek gaan jou agter vas. Hy gaan fyn wees. Kan jy dan nie? Dis maar. Jy gaan nie sien. Jy gaan hou net vas. Okay, maar nie ontspan jy dit as. Kyk net. As jy nie wat jy voet. Kyk aan. Nou. Okay, jy moet net gaan. Gou. Okay. Mooi van pa. As dit. Hallo jong man. As jy man. Sien jy het hom. Okay, maar stap sien. Don't worry, you got it. Ricardo, jy kan soms saam met haar. Stap jy hier in. Stap by jou vrou. Ja, dis mooi. Staan zo aan de een mooi foto van je Afrika. Man en vrouw. Als zij. Hai. Kan je zeggen op die man? Als je vandaag nog zit gewoon, dan kan je Kijk, al net lekker diepjes also. Net eerst diep also. Skryf 'n bietjie. Kom nog 'n bietjie terug, nog 'n bietjie terug. Das. Rosanne van Wyk, volgens jou eie belydenis dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Smile. Baie geluk my. Sien nie gly nie kan. Mooi van. As jy kan maar sit. Nee, kan dit oké nie. Ricardo van Wyk, volgens jou eie belofte, belydenis kies dat jy aan Jesus Christus gemaak het, dat jy begin jy van vooraf. Ricardo van Wyk, op grond van jou eie belydenis dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hey, mooi man. Jy kan hoor. Ek het dit net nie. Eigenlijk Ricardo. Trots op jou man. As sy. Die woorde vergeet jy so nie in die koue word. Dis saam. Wat kan men by jou heerlik doen? Ek gaan jou vlies so laat. Baie dankie. Baie geluk, ons gaan hulle net kans gee om klaar te maak en dan gaan drink 'n koffietjie saam met ons in die saal of 'n soppie en 'n broodjie en kan jy net sien die saam met ons en so as hulle so huis sit jy sien sien die auto van die nuwe bietjie en nou is hulle nie weg as so baie dankie dat jy was ons dankbaar en bly en vandag het ons 'n blesbox en ons gaan vir broer Christo en vir suster Linda bless vandag. Amen. Kom ons gee vir hulle ook. Dis vir hulle vandag. Baie geluk. Mag dit seën wees vir elkeen van julle. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met 'n gebed en ontmoet ons in die saal asseblief, nee, kuier so 'n bietjie net. Vader, ons sê dan baie dankie vir hierdie voorreg om so hier te kan wees vandag en so saam die woord te kon hoor en hierdie kosbare geleentheid waar mense gekom het en hulle lewens aan Jesus gegee en die getuienis aan die mense bekend gemaak het deur gedoop te word. En Here, ons sê vir U baie dankie vir wat U doen. Seën elkeen nou, wees met ons verder, hou ons in die holte van U hand, behoed om en waar en beskerm ons en bring ons weer so by mekaar op U tyd, naam tot eer van U grote naam. En die gemeente sê, Amen. Ontvang nou die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met die gaan en bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou.